Welkom by Conversations That Matters. My naam is Charlene Elliott en vandag gesels ons 'n bietjie oor vaderskap. Wat is vaderskap? Wat is die belangrikheid van 'n vader in 'n kind se lewe? Nie net in 'n seun nie, maar ook in 'n dogter. Maar vandag se fokus is absoluut op pa en seun. En vandag het ek die voorreg om met Shaman Erasmus te gesels. Wat 'n ongelooflike man. Ek het bietjie met hom gepraat en ons het lekker gekoffie, amper vergeet om te koffie. Maar dit is vandag vir my 'n groot voorreg om met jou te kan gesels oor vaderskap. Shaman, baie welkom by ons vandag. Dankie Charlene, ek dink ek voel so maar tuis. Dit lyk soos my voorkamer of 'n plek waar jy weet lekker gemaklik kan word. En dis 'n voorreg, baie dankie. Vertel vir ons 'n bietjie, wat doen jy tans? Jy's 'n man van vele talente, maar vertel vir ons, wat doen jy tans? Op die oomblik nou wat ek dink, ek sit hier so op die bankie so saam met jou en dan is hy nou so 'n bietjie ek is nou tans besig met konstruksie. So ons doen bietjie bouwerk, ons doen allerlei goedjies wat jou maintenance rondom die huis is, sulke tipe goeders. Dan het ek ook so onlangs dat ek gekwalifiseer vir my gasinstallasie. Ek moet nog so 3 permanente installasies doen en dan het ek dan nou my permanente lisensie om dan ook 'n gasinstalleerder te wees. Oh wow. Net so bietjie voor dat hoe eindig ek op hierso met die konstruksie. Ek is eintlik 'n ou wat 'n rekenaarprogrammeerder was. Ek het my formele opleiding by CPUT gehad. Terug in 96 het ek by CPUT, daai tyd was dit Peninsula Technikon. Ja. Toe ek daar klaar gestudeer en dit was informasietegnologie. Dis wat ek eintlik studeer het. En toe ek as ek nou kan ek seker so klein 'n bietjie teruggaan. 1998 het ek daar so begin by SAD, die ou SAD wat nou vandag nie meer bestaan nie, die droë vrugte. Toe ek daar by hulle begin as die eerste aansteerige rekenaarprogrammeerder. Ek was die eerste ouetjie daar so in hulle 50ste bestaanjaar. 1998, 28 Februarie. Ja. So dis 'n groot diep van waar ek was en van die industrie waar ek nou is. Definitief. Ja, dit is, maar dit is lekker. Dit is lekker want jy kan terugkyk en kyk waar was jy en waartoe is jy op pad in jou lewe, nê? Vertel vir ons 'n bietjie van jou kinderjare. Ek is opgewonde om te hoor, wat het jy gedoen in jou kinderjare? Hoe was jou verhoudings met jou maats en met jou ouers? Veral met jou pa. Hoe het jou verhouding met jou pa gewees? Ja. Ek dink ek is die tweede oudste van 4 kinders. Sure. Ek het 'n ouer suster en dan 'n jonger broer net na my en dan 'n jonger sussie na my. My pa en ma, hulle was nou maar ordinary mense, ons is maar ordinary mense. So uit die 4 kinders het ons nou maar groot geword, jy weet, soos 'n normale gesin. Ek dink een van die groot goed is en dis 'n ding wat ek agtergekom het in my eie lewe is die noue verhouding wat jy as 'n seun met jou pa moet hê. So en ek dink ek wil dit so stel dat dit het niks te doen met die feit dat 'n mens se pa hulle tekortkominge. Maar hy tekortkominge wat hulle het, kon hulle net nie aan jou oordra op die wyse wat hulle dit moes doen nie. Ja. En dit maak dat sonder dat ons besef die wyse waarop hulle ons dryf, die wyse waarop hulle, ek meen as jy nie 70 jaar groot geword het, dan is dit iets soos 'n like, hou jou bek, ek is die ouer, ek is reg. Dis hoe mens maar groot geword het. So baie normale omstandighede wil ek sê. En dan seker as jy hier op 14 dan begin jou pa soos maar altyd die hero. En dan hier op 16 dan begin dit te verander die beeld wat jy dan nou het. En dan sien jy nou nie meer vir Superman nie. Dan sien jy eintlik die mens. En dis die tragedie met baie kinders en ek dink baie mense daar buite, hoe ons groot word, dat jy al daai respek en agting vir jou pa en dan op 'n call dan raak jy rebellious daarteenoor. Maar nog steeds binne die bounds, want as jy in die 70 jaar gebore is, het jy 'n sekere respek nog steeds vir die ouer garde en veral vir jou pa. Ek gaan so 1 of 2 goedjies highlight. Want ek dink dis belangrik in die gesprek waantoe ons stuur. Op skool was ek 800 meter, dit lyk nou nie vandag so nie. Ek het so 'n bietjie meer rolle hierso en daar en so aan dis.
So op skool was ek 'n 800 meter atleet en 'n 1500 meter atleet, 'n landloper atleet. En ek kan onthou uit die vroeë jare uit. En dis waar 'n mens se dinge begin, maar jy kom op 'n ouderdom van waar jy hierdie goedes kan hanteer. En as jy op die baan was, dan sien jy daar's jou maatjie se pa of ma. Ja. En daai een is daar en dan kyk jy en jy wonder nou waar's my pa? En dan gaan sit jy nou so op die veld want ons het maar op die dal gehardloop. En dan gaan sit jy so op die veld en jy kyk uit met die verwagting, miskien gaan hy uitkom. Ja. Miskien is daar 'n ander se ding wat nou vandag gaan gebeur as jy nou gaan hardloop. Net dalk is hy hierso vandag. En jy as kind sit met daai verwagting want as jy 'n kind het jy daai hoop. Ja, natuurlik. Dat amper alles mos nou maar kan gebeur. En dan klim jy op die baan en dan gooi jy maar weer jou oë so en dan sien jy maar hy's ook nie vandag hier nie. Maar dit het jou nooit gepla as kind nie. Dit was nooit 'n issue nie. En sê okay, hy's nou nie vandag hier nie. En dan gaan hardloop jy maar. En daai tipe momente speel 'n baie groot rol in ons as kinders. Dit speel 'n baie groot rol in jou hele opbrengs en hoe jy mense hanteer, hoe jy dinge hanteer, hoe jy situasies hanteer. Dis klein goedjies wat 'n mens dink, ag wat dis net nog 'n ding. Dit het 'n invloed met hoe jy in die samelewing funksioneer. En dit begin dan van kleins af al. Ons besef hier dat die goeders het 'n tipe van 'n invloed op ons nie. Miskien wil ek net so 'n ander staaltjie vertel. So hier raak jy nou so 13 en jy weet die ou mense het 'n ding gehad, soos hulle sê, like jy met jou bek hou en hulle is reg en dis hoe ons nou maar groot geword het, right? So hier is jy so 13 jaar oud. En nou sê jou pa vir jou, want my pa het nou maar vreeslik doenig gewees met elektroniese goedes, hy televisiestelle reggemaak en goedes reggemaak. En nou sê gaan haal gou vir jou 'n Philips. Nou draf jy hier af, jy's 13 jaar oud en jy draf af want jy het nog daai ding oor jou pa. Hy was nog jou hero. Sê jy draf nou hier deur, gaan dan na die toolbox toe en all of a sudden staan jy voor die toolbox en nou is jy oorweldig. Want wat is 'n Philips skroewedraaier? En die eerste ding is jy kyk na die klomp goed wat jy niks van 'n idee het nie. En dan gryp jy die eerste ding wat jy nou maar kry wat lyk soos 'n skroewedraaier en dan kom jy daarso en dan gee jy dit nou vir hom en ek wil dit nou maar so stel hier buite vir die audience. Dis my pa is dat nie 'n slegte ou nie. Ja. Maar dis die responses van hoe hulle groot geword en dan sê hy vir jou, ek sê dan vir jou 'n Philips skroewedraaier. Is jy dan stupid en dan kry jy nou miskien 'n klap met in jou kop en dan sê jy loop, haal nou die regte ding. En dan nou dink jy, hier gaan jy nou vir die tweede keer want hy het nou daai gees binne jou gedomp. Daai entoesiasme, die leergees, jy wil hom imponeer want al wat 'n kind wil doen en ek dink as die audience wat hierna luister is, dink terug aan daai oomblikke waar jy jou pa of jou ma wil geïmponeer het en dan aan die einde van die dag is die respons nie die affirmation wat jy moes kry nie, maar inteendeel 'n sterk rebuke en dit demp jou. En dan wat gebeur daarna? Nou gaan jy terug en dan gaan kyk jy na die toolbox en jy dink, wag, ek gaan nou die ou wys hoe slim ek eintlik is. Miskien het hy, dis nou jy as kind, miskien het hy nog ietsie binne die toolbox nodig. Kom ons vat sommer die hele toolbox. Ja. En nou gaan jy lekker, want jy dink, hy gaan nou vir jou sê, well done. Ja. En dan kom die well done nie uit sy mond uit, dan sê well done, het ek vir jou gesê, bring jy bly die toolbox. Ja. Dit is waar. Of het ek vir jou gesê, bring vir my 'n Philips skroewedraaier. Daar demp hy daai gees. So wat gebeur nou? Nou maak jy, en sonder dat mense bewus is daarvan, maak jy 'n inner vow met jouself. En 'n inner vow is een van die dangerous goedes wat 'n mens in jou lewe kan maak, en soveel mense het dit al gedoen al, en die eerste ding wat jy sê is, die ou gaan my nie weer vang nie. As hy besig is met sy goed,
gaan ek 'n wye draai om hom stap, of ek gaan seker maak, dat ek nie binne sy teenwoordigheid is nie. Hoekom? Hy het jou nie affirm nie. Hy het nie vir jou nou die applause gegee, wat jy veronderstel is om te moet kry van 'n pa af nie, want een van die goedes wat 'n pa moet doen is affirmation. 'n Pa moet jou bevestig. As ek vinnig kan dink aan wat God met Jesus gedoen het, toe hy hierdie waarheid opkom, toe sê hy, hierdie is my seun, in wie ek, en soos die Engelse woord sê, in who I am well pleased. Dis die affirmation wat Christus nodig gehad het van sy Vader. En baie kinders word sonder daai affirmation, daai bevestiging word nou groot, en ons noem dit 'n vaderwond. Ja, dis baie waar. As ek terugdink na my eie kinderdae toe, ek het natuurlik nou my pa op 'n baie jong ouderdom verloor, maar in daai tyd wat my pa daar was, hy was die man wat ek was bevoorreg, want hy was die een wat langs my atletiekbane gesit het, en hy is die een wat my gemotiveer het, en goed. Ek het weer nou net die teenoorgestelde, waar ek nie 'n verhouding met my ma gehad het, maar 'n ongelooflike goeie verhouding met my pa. So my pa was my hero, en vanoggend, toe ek klaarmaak en regkom vir hierdie, toe wens ek so vir 'n oomblik, dat hy net hier kon wees vandag, om net hierdie te kan ervaar wat ek vandag ervaar. Ja. Verstaan? So ek hoor wat jy sê, en ek dink daar's baie mense wat, wanneer hulle hierdie gaan kyk, gaan hulle kan vereenseldig met dit, wat jy sê, want ons ouers ons wat in die 70's groot geraak het, ons ouers was baie streng. Ek weet my pa, hulle was, veral as ons geëet het, ons mag nie langs die tafel gepraat het nie, jy het geëet, kinders was net gesien, jy was nie gehoor nie. So ek weet, dit is baie streng en goed. Maar 'n vraag wat ek jou ook wil vra is dat, jy het nou, jy het in 'n mate het jy daai gemis van jou pa, sy teenwoordigheid, die feit dat hy daar is. Maar jy het toe, ons gaan nou 'n bietjie verder, jy het betrokke geraak by 'n ongelooflike vrou. En vertel ons 'n bietjie hoe het julle paie gekruis? Ek maak altyd die grappie, en sy gaan nou vandag, as sy daarna kyk, dan gaan sy nou vir my weer, dat so 'n bietjie oor die vingerstuk, maar ek sê altyd, as ek nou, so dan joke ek, dan sê ek, sy was maklik. Ek dink ek was seker so 14 jaar oud, en sy was so 12, en die eerste sak toe ek nou kry het ek nou gesê, hoorie, maar ek het so 'n ander girl gehad, man, of vir my vriende, en my vriend het so skuins oor kan hulle gebly, en hy het vir my gesê, luister hierso, ek dare jou, jy kan nou nie die girl kry nie. Nou kyk, ek is nou nie Idris Elba, of wat die ander ouwe James Bond, of iets is dit die, maar ek het dan my mooi vrou losgeslaan, dis So, aan die einde van die dag, ek het letterlik daar toe opgestap en waar gesê, wil jy nie my girl wees nie? Sure. En sy het so gekyk en sê, ja, nee. So sy het, as 'n ou gaan kyk, en ek dink, seker so in die afgelope maand, of wat het ek so 'n bietjie teruggedink oor, hoe die Here my gevat het, en een van die groot sleutelrolle in enige man se lewe moet Christus wees. Jy moet 'n lewe hê wat surrendered is aan Christus. Sonder hom is dit onmoontlik om vir jou vrou lief te wees, om vir jou kinders lief te wees, ensovoorts. Daar's niks wat ons kan doen sonder hom nie. En toe vat die Here my so 'n bietjie terug aan hoe ek actually die pad met haar gestap het, en wat sy in my lewe beteken het, ensovoorts. En die Bybel sê, wanneer 'n man 'n vrou gevind het hy iets goeds in die oë van God gevind. Nou, sy het seker iets geweet wat ek nie van weet nie. Maar God het iets geweet wat ons albei nie van geweet het nie, van die dag toe ek seker vir haar ontmoet het, toe het ek 'n vrou gevind. Dan miskien daai het my girlfriend, Ja. maar jy het 'n vrou gevind, want dis wat die Bybel sê. En God bring mense by mekaar sonder dat jy eintlik bewus is van wat die toekoms is, alhoewel daar baie omstandighede is. So dis waar ons verhouding begin het, en daar was 'n bietjie turmoil gewees in die relationship. Ek het 'n buite-egtelike kind, en toe ons nog so uitgegaan het, dat ek nou 'n dogter verwek, en toe moes ek na die ouers toe gaan en sê, hey, ek het nou... En hoe het sy gevoel
gevoel? Kyk, jy het hierdie meisie swanger gemaak, jy het 'n kind by haar. Ja. En toe gaan jy terug na toe en jy het nou vir haar ouers gaan sê, luister hierso, wat het daar gebeur? Ek dink dit was seker een van die moeilikste goede, want jy sien, en dis waar pa, en ek was maar seker so 22 daar rond. So, as 'n ou, jy's wispelturig, jy's reckless, soos die Engelse woord sê, jy dink nie, want dis die omstandighede waarin ons groot word. Yes. En ek het na my pa toe gegaan en gesê, jy sê, wat maak ek nou? En sy het ook gekom en al wat hy, want toe ons op daai tyd al seker maklik 10 jaar by mekaar, en hy het net eenvoudig vir my gesê, hy weet nie. Dis nou jou pa. Dis nou my pa, ja. Okay. Hy weet nie. Okay. So hier sit jy. Nou, wat maak ek nou? En hy sê vir haar, en ek dink in een van daai tye, net voor dit, moet ek so kleine dingetjie vertel. Lauren het 'n droom gehad. Daai tyd nog, toe gaan ons nog uit. En sy het 'n droom gehad van waar ek in 'n motorongeluk doodgaan. En toe is ek nog Stie NG Kerk. En sy vertel my die droom, en sy het 'n tannie gehad wat so in 'n Pinksterkerk was. En sy vertel my die droom, en sy sê, sy het nou die droom vir die tannie vertel, en die tannie het nou vir my gebid, en hulle die dood op my lewe afgesny. So ek sê, ou, wat nie glo in die goed nie, dit is vir my absoluut 'n klomp snert. Ja. Punt. Daar is nie nog 'n ander ding, ons argumenteer nie nog daaroor nie. Dis wat my standpunt op daai stadium was. So, dis nou so tydjie voor al hierdie nuus nou uitgekom het, dat die ander girl is nou swanger, maar dit was 'n skelmverhouding wat ek nou agter haar rug gehad het. So mense het nou, jy gaan deur die guilt en die remorse en al hierdie goed is, en seker so 2-3 weke daarna, toe ek so waar in 'n karongeluk. En dis waar die journey begin het, saam met die Here. Dis nou so 'n bietjie backtrack, voordat die events nou ge-unfold het. En ons het 'n bietjie pubcrawling gaan doen. Ek sal dit nooit vergeet nie, 1997. Die 15-16 November. En ons gaan doen 'n bietjie pubcrawling, en jy weet, as 'n ou nou maar, jy's lekker getrek. Kom ons wees eerlik, want dit is hoe ons groot geword het. Jy of as jy nou die ou ouens ken, soos in my tyd, en jy het hier in die Parel groot geword, jy was of op die lyntjie, wat ons genoem het, en so oorkant Pieter Sellers. So, mense het nie 'n Christelike lewe gelei nie, jy het gedink jy lei 'n Christelike lewe, maar jy het nie. Dis 'n skynbeeld van wie jy as Christen was. So, hier ry ons, en ek onthou dit nog die dag, ek staan so voor die voertuig, en ek sê vir myself, jy het nou vandag geraai, hoekom? Want ek het nou my eerste voertuig, so my pa het my daar gehelp, ek het my voertuig, ek het op werk, nadat ek nou klaar is met die technikon, ek het rekenaarklasse rondgegee so oor die Weskaap heen, en dis eintlik waar die moeilikheid begin het, is jy nou so in ander plekke beginne werk, en dan het jy nou so 'n bietjie van die skelmverhoudingkies, en jy cheat nou op jou girlfriend, daai klas van ding. Maar gelukkig is dit, ek is nie die eerste een, toe ek daar deurgaan, het ek vir my gesê, jy voel jy die grootste sonde gepleeg in die hele heelal. En al die guilt en die shame en die condemnation kom aan oor jou. Maar jy is nie die eerste een wat het gedoen het nie, maar jy moet nou hier deur. En jy kan maar bid daai tyd. Die Here vat daai situasie nie weg nie. Dis die beste van alles. Hy laat jou daar deurgaan. En ek smile nou daaroor, nie uit enigiets anders uit, behalwe net hoe goed die Here is. Absoluut, ja. Dis die nommer 1 ding, want wanneer jy daarin is, wens jy die aarde kan jou insluk, jy kan doodgaan, en dit gaan nie gebeur nie. Jy sal dit moet face, en jy sal dit deur moet gaan. So jy kan dink die vlek wat ek gekry het, en al hierdie klomp goed is as gevolg van die feit dat ek dit gedoen het, en die guilt wat ek gehad het teenoor haar, sy is 'n fenominale vrou, so, maar sy het nog steeds, en terug na die storie toe, daai oggend ry ons huis toe, en toe ons dink net so daar by Century City kom, dit gereën daai oggend, is daar so plaswater, ek het in die slaap geval, as gevolg van die feit dat ek heavy intoxicated was, en hulle maak my toe wakker, en hulle skream, en toe ek nou wakker skrik, besef ek is besig om van die pad af te gaan.
trap breek en daar draai die voertuig om van die feit dat ons nou besig na die op die N1 te beweeg na die Parelse kant toe, draai die voertuig om terug na waar ons is. En die kar, hy gly so oor die pad. En die enigste ding wat ek gesien is, hier kom 'n paal. En in my mind het ek myself gesê, hier vrek jy vandag. Dis nou wat ek in my mind sê. En die kar het so 3 keer gerol, daar af by die oop vlak in, en die kar het so 3 keer gerol, en hier sprang almal, ons was seker, die kar was propvol, want ons seker so 4 ouens hier agter ingehaald, en dis ek wat nou voor is, en my swaar Neville, hy was die enigste ou wat nigter was, en toe ons nou uitklim, en volgende paar dae nou tot verhaal kom, toe sê hy vir my, man, ek het nie 'n sitbek gordel gehad nie, en hy sê vir my, hy het net gesien, ek gaan so uit voor by die ruit, en dit is asof iets vir my weer teruggetrek het tot binne in die stoel. En dis die eerste realization wat ek gekry het oor, hierdie mense het vir my gebid. En nou sê hulle vir my, jy moet nou terug en dat jy nou, oor hierdie kar moet nou ingeseën word, sodat, as jy nou die kar ingeseën het, dan is alles nou weer reg. En nou nadat my kar stinken is, nou is al die maatjies gone. Natuurlijk, ja. Nou sit ek alleen. Daar is nou nie maatjies nie. Nou is ek besig om my kar so 'n bietjie reg te maak, en in die tyd bedink ek myself, as die kar nou reg is, dan gaan ek nou weer my vriende vat, en ons gaan lekker kuier. Daar gaan dan weer so 'n bietjie kiste bier wees, en lekker sterk drank, want dis mos nou die party life, dis die party life van 'n 22, 23-jarige, en 'n lewe wat meeste van ons jong mense hier buite leef, en wat ek dink sekerlik niemand besef dat dit 'n pad is waarop hulle is, wat eintlik 'n baie verkeerde pad is nie. Ja. Ons dink ons is gegrond in Christus. Het jy verhouding met hom? So hier vat ek nou die kar. Nou, hulle sê toe, dis nou 'n profetes, en ek vat nou die kar, en moet die kar nou ingeseën word, en sy begin te bid hier voor, en sy kom so om, en sy kom hier by die passasierskant, en sy sê vir my, die Here wys haar so 'n ou met krullerige hare, so 'n bronne neus, bolletjie neus, soos sy sê, donker van kleur, en sy beskryf hierdie een vriend van my, en ek is like, wow, hoe het sy dit geweet? En sy sê, sy sien 'n ander een met so spits neusie, styl hare, lig van kleur, en sy beskryf my ander vriend. Nou, Lauren het vir my daai tyd al gesê, hoorie man, maar hierdie is nie jou vriende nie. Maar mense wil ons nou nie hoor nie, jy wil jou kop volg. En sy stap so om, en daar's nou 'n method, en hoekom ek die storie nou vertel spesifiek oor die kar, en die droom wat Lauren nou gehad het, want dit was fundamenteel in die feit dat ek vandag hier kan sit. Wow. As jy nou gaan dink toe ek haar ontmoet het, Ja. die droom wat sy gehad het, hoe sy na die tannie toe gaan, hoe hulle vir my bid, die dood oor my lewe kanselleer, oor daai ongeluk. So sy was 'n katalis in my lewe, en dat nog al die pad was sy daai vrou. Hulle sê agter elke man is daar 'n sterk vrou. Ja, absoluut. En dit is so, want dis hoekom God die vrou gemaak het. So terug daarna toe, en hier kom sy om, en sy kom hier in die agterkant, sy bid hier op die boot, en sy sê vir my, wat bedink jy, die Here sê ek moet jou vra, wat bedink jy in jou hart in? En ek is like, wow, hoe meen sy nou, wat is die storie? En sy sê, die Here sê ek moet vir jou vra, wat bedink jy? Ek sien hoe vloei die drank hier uit hierdie boot uit, hierdie man, nou skrik ek my amper half uit my geloof uit oor. Want nog nooit het 'n God met my gepraat nie. So nou is ek in ekstase, want daar is 'n God, so groot wat jy nog net van gehoor het. En hy dink aan my. Hy ken my gedagtes. That was a wow. Hierdie is die ultimate. So nou sê ek is in ekstase oor 'n God wat tyd het om saam met my te praat. Dan nou, ek het die ding met niemand bespreek. Hierdie vrou ken my nie eers van 'n bar of soap. Ken sy my glad nie. Ek het nog nooit vir haar gesien nie. Ek weet nie wie sy is nie, maar daai conversation het ek in my hart gehad terwyl ek daai kar besig was om reg te maak. Want ek het 'n ander bak gekry, die engine oorgebou, en van die ander goedjies wat 'n ou nog kon selfies het ek oorgebou.
So terwyl ek daai ding oorgebou het, het ek gedink nou gaan ek aan lekker party, want die mense het nou vir my gesê as die kar ingeseën is, dan gaan die ding nou loop. Dan is daar mos nou alles, so met ander woorde, al die negatiewe goedes is dan nou weg van die mens af. En dit was die turning point vir my, waar ek die Here ontmoet het. En dit het gelei tot waar ek gegaan het, en ek het gesê, Here, ek wil nou weet as u lewe, dan moet u nog dat hierdie vrou in my lewe bly. Sure. En dis die Here wat daai verhouding, daai huwelik moontlik gemaak het, want al die odds was stacked teen my. Daar's nie 'n manier, as jy gaan kyk na al die omstandighede en jy kyk na my judgment seat, al die transgressions teen my. Ja. En almal het haar ge-advise, jy moet nie hierdie ou vat en gaan trou met hom nie. Natuurlik, ek meen as vir een oomblik, jy's in 'n verhouding met 'n vrou vir 10 jaar. Jy maak 'n ander vrou swanger. Jy het 'n kind by daai vrou. En skielik moet jy kom, jy gaan vra raad en advies vir jou pa. Hy sê vir jou, my kind, ek weet nie wat om te doen nie. Nou moet jy na haar toe gaan en jy moet haar face. En jy moet vir haar sê, luister hierso, ek het 'n kind by 'n ander vrou. Wat was haar reaksie op dit, toe jy vir haar sê, jy het 'n ander vrou swanger gemaak? Sjoe, ek Net so man kort, want daar's nou 'n klomp goedjies waaroor ek nog met jou wil praat. So net so, ek wil net weet, wat was haar reaksie? Hoe het sy daai tyd gereageer daarop? En ek meen, wil sy nog met jou trou? Wil sy nie meer met jou trou nie? Het sy getwyfel? Die dinge kan jy net seker vir haar vra, Nee, maar ek gaan vir jou weet. sê, jy as persoon en as man, stap met daai guilt en daai shame. Ja. En hoewel jy om vergifnis gevra het, Lauren is 'n baie stil persoon, so sy het nie gepraat nie. En sy is baie privaat. Ja, absoluut, ja. En sy kan stil word. Sy kan tussen 'n crowd of mense sit en dan kan sy absoluut net stil wees. En ek dink dis die stilte en die feit dat sy deur daai goeders gegaan het, waar haar gedra het, maar sy het dit met die Here uitgesorteer. Al wat ek net vir jou kan sê is dat sy is 'n fenominale vrou. Ek dink baie mense kyk na haar, dan weet hulle nie helfte van die goed wat sy deur is. Want jy het vroeër gevra oor wat doen ek, en dus ek met ek is nou in die konstruksie in, maar ek het my werk verloor 2008. En ek het daarna sleep apnea gehad, want ek was vir 'n kort rukkie by Impact, hulle IT administrator, en as gevolg van daai sleep apnea kon ek nie 'n werk hou nie. En in daai periode tussen 2008 na 10 toe het ek heavy beginne net drink, so die uitlaat was na 'n ander plek toe, want ek was ook die Weskaapstreek adminbestuurder van Newlight gewees. 2008 toe ek daai werk verloor het, en middel 2010 toe besef ek dat hierdie ding het my emosioneel geknou. En baie mans gaan selfs daardeur. Yes. En sy het absoluut, sy in daai periode was sy hierdie sterk vrou. Net in die agterkant, nooit gepraat nie, mense sou nie geweet het nie. En ek dink so 'n maand nog, selfs so 'n maand terug, toe sê ek van, weet jy wat, ek moet vir jou dankie sê vir die feit dat jy my beskerm het en nooit die buite na toe gegaan het en met mense gaan gesels het oor dit wat jy deur is, dit wat ons deur is, en al die goed wat ek jou nou al deurgesit het, dat jy nooit die buite gaan vir my sê gaan maak nie. So dit spreek boekdele van die tipe vrou wat sy is. Ja, Lauren is 'n fenominale vrou. Ek dink ook omdat sy so groot Christen is en sy vat absoluut alles na ons hemelse Vader toe voordat sy enigiets besluit. Verseker. Dit is hoe ek haar opgesom het as mens. Verseker. Ek kom ook al 'n lang pad met haar. Maar ek wil by jou weet jy het kinders saam en
ek weet jy het deur 'n baie moeilike tyd gegaan waar jy de mekaar was met verkeerde goed, maar jy het ook daardeur gegaan met jou seun. As ek reg onthou op die ouderdom van 16 jaar oud, hy was min of meer 16 jaar oud, toe het hy ook daardeur gegaan. En dit is nou dwelms waarmee hy te mekaar was en jy was as pappa was jy ook daarmee want jy het ook moes daai rigting ingegaan. Ja. Maar ek wil hê ons moet gaan na die gedeelte toe hy 22 jaar oud was en hy het teruggekom. Wat het daar gebeur? Dis hy. So ek dink kom ek gaan klein so 'n bietjie backtrack. Want hierso so in sy jonge dae so van so 16 af. Ek dink die een groot ding want nadat ek deur daai donker periode gegaan het, was ek vir 8 jaar omtrent weg van die Here af. So ek was kwaad vir God. Want ek het 2013 het ek my huis verloor, my huis gestaan hier buite auction, my huis. So jy verloor jou manwaardigheid, jy verloor wie jy is, selfrespek, almal daai goed is. En dan gaan jy deur 'n donker tyd en raak jy met dinge betrokke wat jy nie veronderstel is om betrokke te raak nie. So jy gaan deur so 'n donker periode en hierdie is dan daai getuies wat jy weer vir ander mans kan help om daar uit te kom. En hier kom ek terug na die Here toe. So 2016. Want ek dink ons moet hierdie ene keer net daar ingooi. En so vir 8 jaar het ek nog nie gewerk nie. En dis waar Lauren weer eens baie sterk was. Maar jy gaan vou hier binne, jy's in 'n depressie waarvan eintlik niemand weet nie. Want ek wou baie tye het ek gedink aan selfmoord, my gesin uitwis. Maar hoe doen jy dit in 'n baie vinnige manier sonder dat daar groot repercussie is daarvan? Hoe doen 'n ou daai? So as ek 'n geweer gehad het of 'n pistool of 'n ding, dan was mos dit maar maklik, want dan dink jy as ek my nou self skiet en ek eindig as 'n vegetable op en dan sit die koilie langs die kant en hier sit jy in 'n reistool en met die vrou ook nog na jou kyk en ek meen jy dink aan al hierdie klomp goeders. En selfs daar was sy fenomenaal. En in daai periode kom ek nou terug na die Here so 2016, ons was op 'n huwelikskamp want sy het dit nou daar ingegooi en gesê hoorie nou is ek klaar met jou. Nou het ek genoeg gehad. Ja. Ek is nou Hierdie is nou ons maak of breek. Want ek dink as 'n ou nou gaan kyk, dis 'n culmination, as ek die Engelse term daar kan gebruik, van events. Die Here stel mense in staat om oor goeders te kan praat en met goed te kan deel op 'n tyd wanneer jy reg is daarvoor. So al die trauma wat sy nou opgedoen het, hierdie is die goed wat nou beginne sy vrugte afwerp. So nou het dit 'n tol op haar. So nou kan sy nie meer nie want nou daar's nou daai past hurt. Yes. So mense het in jou lewe die unmet hurts, die unmet wants en almal hierdie goeders wat jou gebeur wat jy nie noodwendig veroorsaak het nie. En ek dink op daai stadium nou het sy genoeg gehad van die ou want kyk ek het nou weer nou baie gedra en die liefde kan net soveel doen. En sy sê hoor ons gaan op 'n kamp en toe ons nou op die kamp gaan kom terug van die kamp af of nie terug van die kamp, gaan op 'n huwelikskamp ons daai Sondag sê die pastoor en dis belangrik dat ek hierdie daar ingooi. En hy sê vir haar, mevrou, nadat hy sê ek wil net vir jou sê jy kan maar die broek uittrek, die priester is op sy plek. Hy sê mevrou, die Here sê ek moet jou sê jy moet die broek uittrek want die priester is op sy plek en hy sê so derde keer vir haar. Hy sê mevrou, hoor jy wat ek vir jou sê? Want nou dis nou die seer. Ons is so 'n bietjie by beraders gewees, maar ek het geweet ek is die probleem. Hier lê die probleem, die Here soek vir my. Die Here wil hê ek moet as man my plek vol staan in die huis in. En ons as mans weet baie goed waar ons verteer en wat ons moet doen, maar ons doen nie noodwendig nie. En dis waar Satan 'n kans het by ons huise in te kom. En in daai tyd, dis so 2016, na so 8 jaar van waar ek wayward was, hy verlore seun, kom ek terug na die Here toe en in die tyd vind ek nou uit my seun is besig om dagga te rook en hy's besig met die verkeerde tipe goeders. En dis iets wat 'n pa mos nie noodwendig wil hê vir sy kind nie, want ek dink ons as ouers en spesiaal die mans en mense erken dit nie altyd die verkeerde wat jy binne jou kind sien
is die verkeerde goed wat jy eintlik gedoen het. En jy wil dit shield, want jy wil nie daai face nie, want jy sien patrone in jou kinders in, want dis wat jy doen, of wat jy is, en nou wil ons dit of wegredeneer met of werk, of die goed wat jy besit, want dis wanneer ons in die vals self beweeg, nie die ware self nie. En nou vind ek uit, hy is nou besig saam met dit, en die eerste ding is wat jy vra, Here, wat doen ek verkeerd? Hoekom? En nou 3 insidente oor 'n paar jaar in sy skoolloopbaan. Nou baklei hy saam met my. So dis nog 'n groot skok oor die feit dat die kind nie daai respek vir jou het nie. En hoe baklei jou kind met jou en hoe rekonsilieer jy as pa dit weer terug om daai kind dieselfde liefde te gee? So dis 'n groot battle, want ek dink dis waar baie pa's sit. Hulle sit met haat, met bitterheid, met unforgiveness in die binnekant, en dis teenoor hulle kinders, sommige tye teenoor hulle eie pa's, en teenoor die goed wat in hulle lewe nie gerealiseer het nie. So nou moet ek hierdie ding rekonsilieer, en ek het hierdie battle met die Here. Here, jy moet my help dat ek my seun vergewe. So dis 'n stryd daarteen. En eventueel kom ek oor daai bruggie om my seun te kan vergewe. En nou beweeg ons aan, so hy wil nie luister nie, ons sit hom so 'n bietjie in 'n plek, en dan op 'n call, nou baklei weer met my, ek smyt hom nou sommer uit die huis uit, en sê, hoorie, jy moet gaan Boeta. So nou sê jy weer, jy tree weer op, in die ou wyse, soos jy groot gemaak was. En later, nou dink jy, en dit is hoe ons as Christene opgee op die fight. Ons gee op die fight, ons raak, ons gaan in 'n state of apostasy in. Dus we shrink back. Jy gee op die fight. En dis waar Satan dan wen. En nou dink jy, laat hy nou maar die goed rook, en laat hy nou maar doen wat hy wil doen, en alles dit, so ons aanvaar dit. En ek dink hier so in 21, net so na COVID, besluit ek, man, ek dink die Here werk meer lekker nie. Maar die Here het al hoeveel keer vir my bewys dat hy is 'n waarheid. Want ek dink nie ons ken ons identiteit in Christus nie. En toe ek so bietjie vir 'n tyd wat ek so lou kon word het, en so in 2022, sê 'n vriend van my, hy gaan na 'n plek toe, dit is 'n dad's talk. Dis nou waar pa's en seuns, en net so bietjie as jy beter pa wil raak. So hierdie ding way heavy op my gees, want ek het nie verhouding gehad met my seuns nie, en ek wil hierdie noem, ek het nooit gevoel soos 'n pa nie. Ek het nie gevoel soos 'n pa, as ander mense gepraat het oor hulle kinders, het ek net nie gevoel, ek is 'n pa nie. So daar was daai disconnect, wat ek gehad het met vaderskap, en wie ek is as pa, en hoe daai in my lewe 'n rol gespeel het. Nie dat ek nie gesien het hoe my pa optree nie, maar sy optrede in die ouer mense se liefde, hoe hulle liefde gewys is, ek het 'n dak oor jou kop, ek provide vir jou, and that was their way of showing love. But dis nie genoeg om 'n kind te sustain nie, dis nie genoeg om pa te wees nie, dis nie die enigste element van wie 'n pa is nie, daar's 'n ander element daarna toe, want 'n pa is verantwoordelik vir 'n kind se sekuriteit, vir sy identiteit, vir die affirmation, en dan net vir autoriteit, want pa lê autoriteit neer. En as ons gaan kyk na die tyd van wat ons land vandag in is dit as gevolg van vaders. Ek dink Derek Prince het op 'n call gesê, hy sê, we don't have delinquent children, we have delinquent fathers. En as ons as pa's op plek is nie, dan gebeur hierdie goed. So fast forward en bietjie meer na die storie toe. So my seun het deur daai periode gegaan, en hy is toe in Durbanville, ek sluit aan by hierdie program, The World Needs a Father. Dis nou waar ek geïntroduce was daaraan, want ek wil werklik waar, as jy beginne oor hierdie goed is ding, ek wil 'n beter pa wees, ek wil nie die pa wees wat ek nou is nie, ek wil 'n ander man wees, ook vir my vrou, so mens voel daar's dieper meaning, beyond die punt van waar jy tans is,
En ek sê toe aan en toe ek die manual vat van The World Needs a Father toe, is dit vir my, wow, hierdie is die theorie van die prakties wat ek eintlik agter die blad het. Ja. Nou kon ek die theorie en die prakties, en nou kon ek sin maak uit waar my wonde vandaan kom, uit hoekom ek optree soos wat ek optree, en hoekom die disconnect is tussen my en my kinders, want ek het nie 'n relationship met my pa gehad nie. En so is daar baie kinders daar buite, en die Heilige Gees lei my net om in 'n tyd van vas en gebed te gaan, want toe raak die goed bietjie meer erger van waarmee my seun betrokke raak, en hy's aan die ander kant, hy doen nie goed nie. Ek sê vir my vrou, ek dink dat die Heilige Gees sê vir my, ons moet hom laat terugkom, terug huis toe, maar voordat hy terug huis toe kom, in my tyd van vas en gebed, ek het so 25 dae net water vas gehad, en in die 25 dae het ek saam met hom elke dag, het ek saam met hom 2 verses in die Bybel gesê, soggens en saans, in sy tyd waar hy nou onder die invloed was van die dwelms en die goed, en dan het ek vir hom gesê, sê hierdie saam met my op, dan sit Psalm 118 vers 14 wat sê, the Lord is my strength and my song, and has become my salvation. En dan in vers 17, I will not die but live, but I will speak of the illustrious works of what the Lord has done. En vir 21 dae het ek het saam met hom elke oggend en aand, maak nie saak in watter toestand hy was, het ek het met hom begin het doen. Maar een van die punte wat uitgestaan is, die feit dat die ou wat nou die kursus aangebied, die Dewald Skols, op daai stadium, want ek vraag toe van nou, wat moet ek sê vir my seun? En hy sê, nee, ek dink gaan terug, en dan sê net eerlik en openlik met jou seun, want ek weet, hy het wonde, as gevolg van die feit dat ek nie teenwoordig was in sy lewe nie, want as jy gaan kyk, tussen die ouderdom van 0 en 5, is dit die moeder impakjare, tussen die ouderdom van 6 en 13, is dit die vader impakjare, en ek was uitgecheck, in die vader impakjare, so dit het 'n groot rol gespeel, van wanneer jy as pa nie daar is nie, dit beteken nie ons is slegte vaders nie, ons is almal gebroke mense, ons het almal tekortkominge, en dit is die tekortkominge wat ons nie het nie, in die gebrek aan kennis wat ons nie het nie, want jy kry 'n pa wat absoluut goed is, wat alles vir die kinders gee, but hy is a present but absent father. Dis dan beter eerder vir 'n pa om totaal en al absent te wees, right? En ek gaan na my seun toe, terwyl ek ook in die periode van vas en gebed was, gaan ek na my seun toe en ek sê vir hom, you need to tell me what kind of a, en julle moet maar daar so 'n filtertjie opsit, pa or dad I was. En nou bring ek hierdie mannetjie terug daar van ander kant af, en ek en hy ry, en ons gaan vat toe, dink ons trek daar by Cape Gate, trek ons af, gaan kry toe Kentucky, en hy begin 'n woede uitbarsting te hê, en hy wil toe uit die kar uit klim, en hy wil stap, en hy vertel vir my, ek het nie vir jou gesê, jy moet 'n kind opmaak nie, I didn't tell you to have a child before the time, en daar kom hy woede uit, want ek het mos nog gevra, jy moet my vertel, wat se Natuurlijk. pa ek was, Ja, jy moet reg wees vir dit wat nou kom. exactly, so nou moet hierdie goed uit, en ek sit daar alles binne in my skree om hierdie ou nou 'n loosing te gee, want dis wat ons ken, Ja. dis wat ons weet, en ek sit daar, ek bel my vrou, ek sê vir, jy sien, dis nou wat ek nou gekom het, en dis wat nou daar gebeur het, so, ek weet nie lekker wat om te maak nie, maar ek hoor die Heilige Gees sê vir my, don't do anything, wees jy net kalm, en ek sê vir hom, maar jy moet nou huis toe kom, en dis die journey van healing in sy lewe, in so 2022, en dis waar die Here, net na die 25 dae vas, sê die Here die volgende, en hierdie is baie profound, en die Here sê vir my, I wanted to create a father heart within you, en ek is like, wow, toe die verandering deur die periode van vas en gebed klaar was, ek kan vir jou sê vandag onomwonde, whatever die Here
bestuur het en beplan het in my lewe, het hy absoluut gedoen, want ek sit en kyk nou na my seuns, vanuit sy oë, na hulle. Want dis hoe hy na ons kyk, met 'n vaderhart. En 'n vaderhart is nie iemand wat harsh is op sy kinders nie. Dis iemand wat verstaan. Dis iemand wat dieselfde genade wat ek ervaar het, wat hy teenoor my gehad het, is dieselfde genade wat ek nou vir my seun het. En dit het my gevat om hom in te bring in sy genesingsproses. En so eendag, toe sit en gesels, en die Heilige Gees sê vir my, okay, nou kan jy hom vertel, die goed wat jy was. En ek maak oop met hom, en hy sê my, you know what, Dad? Now I even have more respect for you. Sure. En dit het ons verhouding verander. En elke dag, dan as ek nou met my seuns praat, dan, wat is pa identiteit? Maar ek moes my identiteit in Christus vind, want toe die mat onder my uitgeruk is, deur my sekulêre identiteit, as gevolg van die feit ek was 'n bestuurder, ek is dit in die samelewing, ek doen daai, dan is 'n ou geneig om alles wat jy gehad het jy gebou op jou sekulêre identiteit en nie jou primêre identiteit nie. En toe ek die identiteit aanneem van waarvoor God ons eintlik geskaap het, in sy beeld as jy tot wedergebore kom. Dit is sy identiteit wat ons dan moet aanneem. Sure. Wat 'n raad en advies het jy vir ons paas daar buite? Ek dink die grootste ding is, want een van my grootste vrese op daai stadium is gewees is, hoe maak ek op vir lost time? Die eerste ding is, jy as pa moet erken dat jy foute het en dat jy menslik is, maar lewe net uit die persoon wie jy is. Moenie vir jou kind 'n beeld gee van wat hulle moet dink jy is nie. Wees autentiek met hulle. Authentic, in ander woorde. Wees die ware jy, dat die kind sien jou vulnerability, dat die kind sien die foute wat jy maak. Jou kinders gaan jou nie daaroor slaan nie, as jy die regte ding doen nie. En dan is mens geneig om te dink, hoe maak ek daai tyd weer op? As jy in Christus is, God excel dinge. God het 'n manier om dit wat jy verloor het, om dit weer terug te bring. Hy het my verhouding herstel met my dogter, die ene wat ek gehad het voor die huwelik. Hy het daai verhouding gerekindel, en sy's 'n integrale deel van ons familie. Lauren selfs het mal oor haar, sy noem haar ma. So daar is absoluut net 'n klompie liefde wat sy vir Cherise het, en ons het die ander seuns, Sharman en Junior, en dan Luke. So die ding is, jy moet as pa begin intentioneel raak. Ja. Dis alles te doen met die intentionaliteit van wat jy as pa doen, en as hulle kwaad raak vir jou, want daar was die die goed wat, op die uitbarsting nog, sommige kere, want daar's nog residual, God heel, maar daar's residual wat binne jou kinders nog so 'n bietjie agterbly, dan moet jy pa wees. Met ander woorde, nou moet jy begin, daai vaderhart, Ja. wat God teenoor jou bewys, want as die verhouding hierso reg is tussen jou en God, dan begin die verhouding so, na jou familie toe, begin dan reg te raak. Ek wil weet, hier buite is so baie paas wat 'n voltydse werk het. Hulle werk 24/7, nee? En hulle dink dat as hulle vir 'n kind nou iets koop, dan is dit nou die regte manier om vir daai kind te wys, ek is lief vir jou. Wat sal jy vir daai pa sê? Ek weet, en dit is sommige kere moeilik, want toe ek my eie besigheid begin het, kan ek nou met Luke op 'n stadium aan die begin, het hy vir sy mamma gevra, mamma, hoekom werk my pa dan altyd? Want jy sit alles in die besigheid, want die besigheid soos 'n baba, jy wil dit laat groei, en so voorts. En weer eens, jy moet intentioneel wees, jy moet tyd maak, vir jou kinders. Die ding wat jy gaan koop, gaan nie werk nie.
Dis 'n tydelike ding. Maar dis baie maklik om vir 'n 6-jarige te sê, ek is lief vir jou. Hoe maak jy met jou 27-jarige? Kan jy jou seun vat en hom druk en vir hom sê, ek is lief vir jou? Kan jy jou 14-jarige vat en vir hom sê, ek is lief vir jou? Jy as pa is veronderstel om hom te affirm. Soek oomblikke van waar jy vir hom kan sê, ek is trots op jou. Nie noodwendig omdat hulle iets bereik het nie, net, jy's pragtig my seun. Ek is lief vir jou, want elke seun wil van sy pa af hoor. Hy is lief vir hom en hy is trots op hom. Daai twee woorde het soveel impak op 'n kind wat ek dink baie mans nie besef nie. En dit moet nie net so 'n casual ding wees, ek is lief vir jou nie. Skryf daai WhatsApp by en sê, wie vandag het ek aan jou gedink, want dis die wonderlike ding van die Heilige Gees. Die Heilige Gees sal sommer dat jy op WhatsApp gaan en net sê, do you know what? I love the fact that you are my son. And I appreciate the things that you do. Maar dis jy as pa wat moet affirm, want anders soek hulle daai affirmation hier buite, en daar's baie mense hier buite wat die affirmation soek van hulle peers, van mense in hulle onmiddellike, het jy gesien, ek het nou die ding gedoen, ek dink baie keer as mense onthou, die klein kindertjies is altyd dit, en dan sê hulle, papa, kom kyk hoe hier so ek het dit gedoen, of jou ouer seuns gaan nie dit vir jou sê nie. Hulle raak nou groot, maar jy's daar om vir hulle te wys, en die ander ding is, seuns doen nie wat jy sê nie, seuns hou vir jou dop. Ja, jy is die voorbeeld. Jy is die voorbeeld. Absoluut. So watch your steps as 'n pa. Kyk met wie jy uithang, kyk na wat jy doen, kyk na hoe jy dinge doen, kyk na hoe jy jou vrou treat, want hoe jy haar treat, daai 2 oë, daai 4 oë, daai 6 oë wat jy by die huis het, en hulle is seuns, hulle gaan jou mimiek. Ja. Hulle gaan jou mimiek. En dit is baie waar, want dit is ook die manier wat hulle op die einde van die dag in verhoudings ingaan, hè? Dis korrek. Met meisies, hoe hulle daai meisie hanteer. Want hulle het gesien hoe die pa dit doen in die huis. So, as dit nie 'n goeie voorbeeld was nie, gaan hy dink dat die manier wat hy die meisie hanteer, die manier wat hy met die meisie praat, is reg. Dis korrek. En dit is nie noodwendig altyd reg nie. Ons is nou besig om hier, ons tyd is nou besig om vreeslik uit te hardloop, en ek kan nog vir ure met jou sit en gesels, want dit maak so sin. Partykeer sit ek hier en ek kry so hoendervleis oor wat ek hoor en wat ek ervaar terwyl ek hier met jou self sit en praat. Maar ek weet, voordat ons nou klaar maak, wil ek graag hê, jy moet gou vir my vertel, wat is daai belofte wat jy aan Lauren gemaak het? Okay, ja, dis nou, soos ek sê, die afgelope maand, 2 wat die Here my net so teruggevat het, Ja. toe ons jonger was, Ja, hoe hy haar vir my bewaar het, absoluut. die kere wat ek opgeneek het, Ja, en ek die Here al daai tyd gevra het, toe ek nog 'n sondaar was, Here, gee my nog net die kans, moenie hierdie girl van my wegvat nie, ja, en dan kom sy terug, want ek het 'n paar mistakes gehad, en ek het my seuns, dit ek neergesit, en ek het vir hulle gesê, julle pa het opgeslip, hy het klomp girls gehad, ek gaan my seuns vertel, die ander ou daar buite hoef nie my seun te vertel van wat ek gedoen het, in al my verkeerde dade nie, ek het hulle al twee sit gemaak, en vir hulle gesê, en even in ons casual conversation, noem ek hierdie goedes, en sê, dis wat jou pa gemaak het, dis hoekom die dogter daar is, wat julle twee gaan nie daardeur nie, want ek het gekonfronteer, wat my pa dalk nie gekonfronteer het nie. Die bak stop hier so by my. En toe die Here en die Heilige Gees my nou so vat, en dink aan al die tye waar ek nie die goeie man was, die man na God se hart vir my vrou nie. Want ons as mans moet ook pas op hoe ons met sy dogters werk, as dit 'n ware dogter van God is. absoluut, ja.
En ek gaan so 'n klein stukkie voordat ek jou daai gaan vertel, gaan ek jou so 'n klein stukkie net vertel. Ek dink daai een droompie gaan dit baie goed doen. Ek het so 'n droom gehad en in die droom was ek so op 'n modderpad en terwyl ek so op die modderpad is, 'n moddersandpad, is ek nou agter daaraan, maar sy is besig om van my af weg te hardloop. Dis die tyd wat ons 'n bietjie turmoil in ons huwelik gehad het. En ek dink jy hoor nie uit baie Christen mense daar buite dat daar turmoil in hulle huwelike was nie. Almal wil altyd net die mooi voorhou, maar ek dink vandag is ons 'n bietjie meer authentic hierso en ek deel 'n oomblik van wat baie privaat is uit my lewe uit. Dis 'n bietjie met die audience, want die doel is daardeur om mense te bereik wat waaragtig dit nodig het en wat die turnaround point en die encounter met Christus moet kry en besef dat hy red. Hy red. Hy is die een met wie ons nie kan gaan nie. En dis waar ons testimonies gaan. En in die droom kom sy by 'n plaas aan. En terwyl sy by die plaas is, en sien ek so in die verte, daar's 'n ou oomie by wie sy staan. Maar sy kla by hom en sy praat met hom en dis asof sy hierdie oom as 'n mentor, 'n vaderfiguur vat en sy pak net af by hom. Maar ek besief dit in die droom as wie is hierdie man met wie sy nou dan praat, want sy praat nie met my nie. So ons as mans maak seer. En vroue bou 'n onsigbare muur op. Hulle is toegewyd aan die huwelik omdat hulle 'n vow neergelê het en afgelê het voor God en Laura is daai principled person wat haar vows serieus opneem en wat haar commitments serieus opneem. Sy's 'n committed mens. Iemand wat as ek dit gesê het of ek nou deur hierdie ding gaan, ek het daai commitment gemaak. Ek het die belofte afgelê en dis wat ek by gaan hou ongeag wat. En ek kom by die plaas en ek sien daar so skoene en ek dink my skoene was ook onder hierdie ou skoene wat daar lê op die plaas. Dis so 'n plaas wat die oom gehad het. En ek en sy en my seun net daas week sit en praat ons nog en ek sê vir haar, Lauren, daai tyd was 'n moeilike 8 jaar vir ons. En in daai tyd het ek die droom gehad en ek sê vir haar, wow, wie wat kry ek nou uit daai droom uit weer? God hoor. Hy het jou gebed gehoor en jy het vroeër die vraag gevra, hoe het sy dit aanvaar? Dis deur haar gesprekke met God. Sy kon na hom toe gaan, sy kon met hom praat, sy kon met hom in gesprek wees. Daar's iets daaraan wanneer jy, want ek het ook tot nou ondanks dit nog vir haar gevra, Lauren, hoe doen jy dit? Wat is die resep? Ek's 'n prater. Lauren is 'n diep mens stil. Ja. Sy kan nie praat nie. En sy sê ek is genaamd met die Here. En dit dat 'n ou dink aan Lukas 18 oor die weduwee. Maar die ding gaan daaroor dat die Jesus sê vir hulle that you need to pray without ceasing. En dit gaan oor gebed. En dis die een sleutel ding wat daarin in sterk is gebed. Gaan na die Here toe met jou probleem. Moet dit nie vir ander mense wys nie. Gaan na die Here toe. Gaan na die Here toe. Praat met die Here. Hy sal dit vir jou oplos. En ek sê toe vir hom en so baie terug toe die Here hierdie vaderhood in my bevestig het en die Heilige Gees het my begin leer selfs hoe om vir haar lief te hê en hoe om liefde, sy liefde, die ware liefde. Mense gooi die term liefde rond sommer net so asof het ek is lief vir jou. Ek dink jy hulle het 'n idee van wat daai liefde eintlik beteken nie. Liefde het niks te doen met 'n gevoel nie. Liefde het niks te doen met 'n emosie nie. Liefde is 'n commitment. Liefde is 'n commitment. Die feit dat ek vir jou lief is, het ek my onthou van alle ander. Die feit dat ek vir jou lief is, of ek vandag so voel en of ek vandag nie so voel nie, dit het niks met 'n emosie te doen nie, dit het te doen met die commitment, want dis die commitment wat God teenoor ons het. So lief wat God gehad, en toe gee hy. En die ander ding wat die Here binne my geplaas het, is as man moet jy
self-sacrificial liefde het. Nie 'n liefde wat gekoppel is aan 'n voorwaarde nie. Nie 'n liefde wat gekoppel is aan as jy gee ek gee, want sommige tye het die ander party nie om te gee nie. Ja, dit is baie waar. En dan moet jy gee. En dit het my gevat tot by die punt van waar ek gesê het, Lauren, ek gaan seker maak, solank as wat God leef en hier binne my is en ek geïnspireer word deur die Heilige Gees, that you will never ever experience what you have experienced before, maar dat jy 'n gelukkige lewe, daar gaan swaar tye kom, daar gaan tye kom wat ons as Christene ervaar, maar ek praat nie van uit die oogpunt uit van die tipe man, en pa wat ek was voorheen, dat sy nie weer daai issues in haar lewe het nie, maar dat ek cherish hierdie vrou, want God het my 'n geskenk direk uit sy hand uitgegee, en ons as mans moet pas op hoe ons met die geskenk werk, wat God vir ons gegee het. Sjoe. Ek sit hier sommer, ek het nou skoon hoendervleis net om te dink, ek ken hierdie vrou al vir so lank. Ek ken haar ongelooflik lank verloren. Om te weet nou wat haar eintlik so sterk gemaak het, is die Heilige Gees. En ek kyk nou ek dink ek is nou half weer. Ek kyk nou na jou en ek sien die emosie in jou oë en ek sien hoe die liefde, die omgee. Absoluut, ja. Wat jy vir haar het. En ek wil vir jou sê dankie. Dankie dat jy jou storie met ons kom deel het vandag. Ja, maar ek dink die emosie wat hier is meer die as jy kyk hoe wonderlik ons hemelse Vader is. Ja. Ja. En dis daai oomblikke van dankbaarheid. Dis ek sit nie hierso uit my eie krag uit en uit myself en jy het gesê ek kan nou trots wees. Ek kan trots wees in my pappa. Ja, absoluut. In my hemelse Vader, want God laat jou deur goed gaan. En as ek hiermee kan afsluit, nie hy kan enige omstandighede baie vinnig van 'n mens af wegvat. Ja. Dit wat hy gee, kan hy vat ook, né? Dis hy en die emosie wat daarmee wat ek wys en uit dankbaarheid teenoor God is die feit dat hy wil homself in ons gestalte laat neem. Die eindgame, die einddoel is Christus moet in jou gestalte neem. Christus moet in jou geopenbaar word. Christus moet in die binnekant van jou kan opstaan deur die verandering wat hy in jou bring. En dit is wat jy hierso sien. Christus wat gestalte geneem het in 'n man, 'n feilbare mens. Maar met Christus het hy hierdie ou verander deur die omstandighede, deur whatever ek deurgekom het om sy doel, sy purpose te fulfill. Sure. Julle, dit was Conversations That Matters met Charlene Elliott op hierdie ongelooflike mooi dag.